Ons gaan saam lees uit Markus 16 uit. Markus 16, eintlik oor die hele gedeelte, maar ons gaan dalk so tot by vers 15 toe lees. Ons nou maklik om te kry, Markus 16, die opskrif hier, Jesus het opgestaan. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsam. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf af wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan. En hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy's nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle het gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. En dan die gedeelte wat volg, as jy nou hieronder by die voetnota lees, dan staan daar dat dit nie in die oorspronklike of oudste manuskrip is nie. Maar wat hier staan verskil nie noodwendig van wat aan die ander evangelie staan nie, so ek lees dit graag en is ook in ons Bybel in saamgevat. Vers 9, na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Dis die Emmausgangers. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11tal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat na sy opstanding uitgesien het, of opstanding gesien het, nie geglo het nie. Die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. En dan die belofte, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word. Volgende wondertekens het voorgekom en hulle die evangelie gaan verkondig, is in die laaste stuk van hierdie hoofstuk. 2 baie belangrike momente. Ek wil eintlik sê, dit voel vir my, dis die belangrikste in die Markus evangelie, word in die laaste 2 hoofstukke gedoen. Die heel eerste ene is in Markus 15, as jy nou net terugblaai, wat ons nou gaan oor die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het. En dit word in Markus 15 beskryf. Sy doel hoekom hy gestuur is, heel eerste ene was om gekruisig te word, gesterf het, begrawe is. Sy doel was om sy lewe af te lê vir die sonde van die wêreld. En dit staan in hoofstuk 15. En dan hoofstuk 16 wat volg is die ander doel, hoekom hy aarde toe gekom het. Ons lees mos nou dat daar staan, vroeg die Sondagmôre, het die vroue na die graf toe gegaan, reukolie gekoop om sy liggaam daarmee te balsam,
op pad na die graf toe, praat hulle met mekaar, hulle wonder, wie sal nou vir hulle help, wie sal nou die groot klip vir hulle weg kan stoot? Kan jy jou indink, hoe verbaas hulle was, toe hulle by die graf kom, en hulle sien die klip is weggerol. Toe hulle by die graf kom, en hulle sien 'n jong man, met wit klere sit daar binnekant, hulle skrik, hulle byna dood. Want die man sê, Jesus het opgestaan. En dan hardloop hulle weg, en hier staan in hierdie evangelie, hulle doodstil gebly, want hulle was baie bang gewees. Die belangrikheid van Jesus se opstanding. 1 Korintiërs 15 vers 17 tot 20 sê vir ons, ons geloof sou waardeloos gewees het, as Jesus nie opgestaan het nie. Ons sou vasgevang gewees het. Jesus het opgestaan, so hy is nie meer dood nie. So hy is redder oor die dood. Hy het gesterf, hy het opgestaan. Daarom is ons die volgelinge van hom, nie meer onder die heerskappy van Satan, van sonde, van die ewige dood nie. Maar ons is geredde mense, en ons hoop is gefestig in hom, wat aarde toe gekom het, wat vir die sondes van die wêreld betaal het. Die getuies wat Jesus sien, en dit staan een vir een so binne in die Markus Evangelie. Maria Magdalena, heel eerste, wat hoor Jesus het opgestaan, en beangs is, want sy is bang hulle maak haar dood. Hulle is bang dat hulle iets met haar sal doen, wat hulle met haar Jesus gedoen het. Twee wat op pad is na die platteland of na Emmaus toe, so sê die ander evangelies. En dan praat Jesus met hulle, en dan herken hulle hom, en dan hardloop hulle terug na die disippels toe, en dan staan daar, hulle het hom eintlik nie geglo nie. En dan verskyn Jesus aan die 11-tal, want Judas was nie meer by hulle gewees nie. En hy spreek hulle aan, en hy sê vir hulle, hoe is dit met julle harte? Hoe is dit dat ek vir julle sê, dis wat gaan gebeur? Hoe is dit dat ek betaal met my liggaam, met my bloed, en ek staan op, en ek oorwin die dood, die sonde? Dis afgewas, dis weg, en julle glo nie. Ek dink, as 'n mens in Markus 16 vers 14 lees, dan wil ongeloof en hardheid van hart, dit word in dieselfde asem, in dieselfde sin genoem. Ongeloof en jou hart wat onverbiddelik nie geloof het nie. In Hebreërs 3 vers 12 tot 19 lees ons, waar die gepraat word van die Israeliete wat uit Egipte uitgekom het, deur die woestyn moes gaan en Kanaan toe moes gaan. En hulle het gesien hoe God op wonderbaarlike wyse vir hulle uit Egipte uitneem. Hulle het ervaar hoe God vir hulle gesorg het in die woestyn. Hoe God vir hulle die pad aangewys het, wolk wat bo hulle is en die vuurkolom in die nag. Elke keer as hulle 'n bietjie sukkel, dan kom hulle in opstand teen God. Elke keer as daar net so 'n bietjie moeilikheid is, dan verwyd hulle God en sê, maar hy het hulle uit Egipte uit weggevat om hulle hier in die woestyn dood te maak. Hulle luister ook nie na sy gebooie nie. Hulle doen wat hulle dink goed is. En daar's 'n waarskuwing in Hebreërs 3 vers 12 om versigtig te wees om nie dieselfde te doen nie. Om versigtig te wees in jou geloofsbeoefening. In Markus 4 staan daar geskrywe dat ons moet oppas dat ons geloof nie soos die klipbank geloof is nie. Want die klipbank kan niks opgroei nie.
Daar kan nie groei wees nie, alles gaan dood wat daarop is, en 'n verharde hart doen presies dieselfde. Die disippels het gesê hulle glo in Jesus. Die disippels het gesê, dis ons Here. En toe hy sterf, en toe hulle bietjie swaar kry, toe glo hulle glad nie. Toe verloor hulle geloof. Ek en jy, hoe lyk ons harte? Bly jy God vertrou, selfs wanneer dinge moeilik word? Hou jy aan om te glo, selfs wanneer ander jou uitlag? Het jy 'n sagte hart, wat die Here kan vorm? Of het jou hart soos die van die klipbank geword? Vra die Here om jou te help. Vra die Here om jou te wys, hoe is hierdie hart van jou? Is dit 'n hart wat ontvanklik is vir die woord? Is dit 'n hart wat ontvanklik is vir dat God vir jou sorg en dat God by jou is? Is dit 'n hart wat kliphard is omdat jy bang is? En dan sê Jesus vir hulle nadat hy met hulle gesprek gevoer het, dan sê hy vir hulle moet uitgaan en hulle moet gaan vertel in vers 15. Gaan en vertel die hele wêreld vol. Hulle het dit ernstig opgeneem en hulle het uitgegaan. En die woord het gesê, die wat tot geloof gekom het, is gered. En hulle het die ewige lewe. En hulle is ook gedoop. En hulle is ingesluit in hierdie verbond wat God met sy volk gehad het. Romeine 10, vers 13 tot 15 sê, hoe kan 'n mens die Here aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat uitgaan en gaan vertel? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Almal van ons is gestuurdes. Almal van ons moet vertel en sê, Jesus het opgestaan. Elkeen van ons moet die evangelie van vrede gaan verkondig. En in Efesiërs staan ons, wanneer jy die wapenrusting aantrek, dan sê hulle ook die bereidheid om die evangelie te gaan verkondig. Miskien moet ons net weer die evangelie van vrede begin vertel. As die Here jou aangeraak het, vertel daarvan. As die Here jou gebed verhoor het, vertel daarvan. As die Here vir jou in 'n behoefte voorsien het, wat jy gesê het, Here, ek lê hierdie ding voor U, help my asseblief. Vertel daarvan. As jy wysheid kort kom, en die Here vir jou wysheid gegee het om 'n bepaalde besluit te neem, getuig daarvan. Ek kyk nie baie ontbytsake nie. Hoewel ek weet, is 'n baie goeie program. En eers sien ek, sommer net in iets wat ek kyk, hoe hulle begin sê, ek weet maar ek mag nie sê nie. Kyk daai Saterdag, ek weet maar ek mag nie vertel. Dit klink amper soos hierdie Driekus storieetjie van, hulle weet nie wat ons weet nie. Dis omtrent so, en dan raak mens nou nuuskierig. Jy wil nou weet, wat is dit? En so rekord ek ontbytsake. Lange tyd vat klomp van my spasie op my masjienkie. En hulle begin, toe ek dit nou kyk, het jy geweet
dat ontbytsake 25 jaar oud is. Dawie Rood begin die oggend en hy sê, môre, dis die beste môre vir môre. Hy is so opgewonde, sy hart ontplof omtrent van opgewondenheid. Hulle gaan aan oor hoe daar niks was nie. En die eerste ontbytsake wat hulle omtrent net die bolui daar afgeneem het, want hulle sit op plastiek stoele, daar's niks in die ateljee nie. Wat het in 25 jaar gebeur? Daar's 'n wonderlike geel bank, daar's hy, heerlike bank waarop hulle onderhoude gaan voer, en hulle het 'n kombuis wat so fantasties is, en hulle die sakegoeders, en hulle die landbousektor, en hierdie ding het ontplof en gegroei, en hulle is so opgewonde, en môre, dis die beste môre, 25 jaar oud. Lam is so lekker, hulle sê dit sommer self. Wat sê ons oor 50 jaar wat God vir hierdie gemeente gesorg het? Wat kom uit ons monde uit? Hoe vertel ons hierdie storie? Begin ons ook om te sê 50 jaar terug was daar mense wat kwaad was. Was daar mense wat gedink het dis onverantwoordelik. Was daar mense wat tot vandag toe nie. Hulle het ons vergewe, maar hulle hou nie baie van ons nie. Maar God het 'n pad begin stap met Hazyville gemeente. Daar was niks. Ons sou kon begin en sê, môre. Dis 'n wonderlike môre. 50 jaar lank sorg God vir hierdie gemeente. 50 jaar lank kan ons getuig van sy goedheid en sy guns. Hier was niks gewees nie. Kom ek wys julle. Stap saam met my. Kyk wat het die Here gedoen. Kyk wat is hy besig om te doen. Hoekom wil die ouetjie nie aanskuif nie? Ek praat my uit my storie uit. Wat vertel ons? Wat sê ons? Is ons opgewonde oor 50 jaar? Het ons perspektief verloor? Het ons verloor waaroor al hierdie goeders gaan? Waarmee is ons besig? Ons is besig om lof en eer en dank aan God te bring. Ons is besig om te sê hoe God ons gebede verhoor het, gesorg het. Ons is besig om te vertel van hoe ons amper dit nie gemaak het nie, en hoe God bonatuurlik ingegryp het en voorsien het, dat ons staan en sê, Here, aan U kom toe, die lof, die eer, die dank. Dis die fees wat ons gaan hou. Dis die fees wat ons vir Hazyville, vir die wêreld, vir die land wil vertel en sê, God sorg vir ons. God is lief vir ons. God seën ons. God verhoor ons gebede. God help ons. God draai nie sy rug op ons nie. Dit kan ons getuig van. As hy vir die mossie sorg, glo ons nog dit? Hoe is die hart van jou? Glo jou hart nog? As hy vir die mossie sorg, hoeveel te meer sal hy vir my sorg? Miskien moet ons dit weer 'n slag bely. Miskien moet ons weer 'n slag op ons knieë gaan en sê, Here, hierdie hart glo nie alles. Hierdie hart kan nie glo dat U vir my kan sorg in my probleme, in my krisisse nie. Ek bely dit, Here, en ek vat U woord wat sê, U sorg vir die mossie, hoeveel te meer sal hy vir my sorg. Hierdie staan op my, ek weet nie wat nie. Dit staan op, as jy by my WhatsApp ingaan, is dit my
Status, dankie. My status is dat U is my lewe, U sorg vir my. Dis my lewe, dis hoe my lewe werk. Ek kan vir jou dae, ure, maande besig hou om te vertel dat God vir my sorg. Dat God my lewe is, dat ek weet. Maar is Hy ook jou lewe? En sorg Hy ook vir jou? Is Hy hierdie gemeente se lewe? En sorg Hy vir ons? Kan ons daarvan getuig? Is dit ons blydskap? Is dit waaroor ons oorloop van dankbaarheid? Vanoggend sê God vir ons, Jesus het betaal, Jesus het opgestaan, Jesus het oorwin, Hy het opgevaar, Hy kom weer, en Hy sê, gaan en vertel dit. Ek is by jou. Jy weet die arms waarmee God sy kinders vashou, sy kerk vashou, vir jou en vir my vashou. Een arm is, aan my is gegee al die mag, al die krag, in die hemel en op die aarde, al die mag, al die krag, my kerk, my kinders, ek hou vas jou, en die ander hand sê hy, en onthou dit, ek is by jou, tot by die volleinde. Glo dit. Amen. Hemelse Vader, miskien moet ons vanoggend kom bely en sê, ons harte het hard geword. Ons het klipbank harte. Ons lewens getuig baie keer eerder van ongeloof as van geloof. Eerder van die dood as van die lewe. Eerder van mislukking as sukses. Here, vergewe ons hiervoor. Ek bid, Here, U woord sê, hulle wat Jesus het nuwe mense geword. Hulle harte het verander. Verander as ons harte nie reg is nie, vanoggend. Ons bely, Here, ons bely dat ons soms U teleurstel, ongelowig is en nie vrug dra van geloof nie. Ons kom pleit vanoggend, kom vul ons so deur die Gees, dat strome lewende water uit ons sal vloei. Laat ons vrug dra, wat U Vader hart behaag. En Here, laat ons uitgaan. Laat ons die boodskap verkondig. Want hoe sal mense kan hoor as iemand nie vertel nie? Hoe sal hulle kan glo as iemand nie gestuur is nie? U sê U stuur ons. Ons wil U gehoorsaam. En ons wil gaan, en ons wil getuig. En ons wil sê, môre, 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 môre. Die beste dag ooit, 50 jaar lank, sorg God vir hierdie gemeente. Laat dit ons jubellied wees, in Jesus se naam. Amen.